Goeiedag, ek hoop dit gaan baie goed met jou. Baie dankie dat jy hierdie oomblikke rondom die woord van die Here met my deel. Ook in hierdie vooraf opname wat ek maak van die erediens. Nou, die tema van vandag is, waar pas ons in? Waar pas ek in? Ornament of instrument, of draai dit om? Instrument of ornament. Maar wonderlik is dat hierdie Sondag die Sondag van die verheerliking is. So, dit is hierdie laaste Sondag vir die mense eintlik in hierdie tyd van Epifanie, wat dit te doen het met die verskyning van Jesus, iets van sy goddelikheid wat vertoon word, iets van 'n goddelike vertoon, Gods vertoon op onverwagse tye, onverwagse plekke, ook aan onverwagse mense. Nou, terwyl dit die afsluiting van hierdie seisoen is dit tegelijkertyd ook die begin eintlik ook van die Lydenssondag wat nou hierby as Woensdag in die volgende tyd ook gaan begin. Maar ek wil graag vir jou lees dan hierdie gedeelte in Markus 9 van vers 2 af. En dit soos 'n tipe van 'n wotum gebruik voordat ek by die tema kom wat ek vandag ook wil hanteer. Markus 9 van vers 2 af staan daar 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes uit daai binnekring van hom saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkoms voor hulle oë verander en sy klere het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. So verskrik was hy saam met die ander. Daar het toe 'n wolk gekom wat sy skade weer oor hulle laat val het. En uit die wolk het daar 'n stem gekom. Dit is my geliefde seun. Luister na hom. En toe het eens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. Kan 'n mens dan nog twyfel aan die goddelikheid van Jesus Christus in hierdie wêreld? Amen. En dit is hierdie Here, hierdie verhoogde Here, wat saam met die Vader en die Seun ook vir jou sy genade en vrede en liefde en goedheid en guns ook wil gee. Amen. Nou, ek het vir jou nou die tema gegee, en die tema wat ek vir jou gegee het was, waar pas ons in? Waar pas ek in? Instrument of ornament? Nou gaan jy sommer dadelik kan 'n sommetjie maak en tot die konklusie kom, maar hierdie moet nogal iets te doen hê met dalk gawes, die gawes wat die Here vir ons gee. Nou die gedeelte wat ek vandag saam met jou gaan lees, en daar's verskeie gedeeltes wat ek saam met jou kan lees rondom die gawes, maar hierdie gedeelte wat ek vandag lees is in 1 Korintiërs 12, en dan gaan ek net saam met jou lees van vers 1 tot vers 11. Natuurlik kan 'n mens in Romeine 5 kan 'n mens lees in Efesiërs 4, ander plekke rondom die gawes van die Gees, maar dit is die gedeelte wat ek vandag saam met jou wil lees rondom die tema van die verskeidenheid van geestelike gawes. Waar pas ons in? Instrument of ornament? Hemel Here, baie dankie dat ons saam kan lees uit die woord uit. Dankie dat ons daardeur versterk kan word. Dankie dat ons weet dat U die Here is. Here Jesus, dat U wat wêreld toe gekom het, ware God was. Ware mens was, maar ware God was. En dankie, Here, dat ons ook vanuit die woord die versekering het, en heeltyd die versekering gehad het, dat U, o Vader, U self ook verbly in hierdie seun van U. En ons dink sommer onwillekeurig, ook Here by die doop, as die Heilige Gees in die vorm van 'n duif neerdal en die stem uit die hemel kom, wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Here, dankie dat U vir ons, deur die woord, deur die Gees, U wind, U asem ook vir ons
die woord gegee het, wat ons kan lees. Dankie vir die ontwikkeling van die woord oor tyd. En dankie vir die feit dat dit ook aktueel wil wees binne in die tyd waar binne ons ook lewe. O Heilige Gees, baie dankie vir al die gawes, die spesialiteite wat U ook binne in ons belê het. Here Jesus, dat U deur die Gees ook hierdie gawes vir ons gegee het. Ons is so dankbaar daarvoor en ons wil dit so graag in die koninkryk gebruik. In Jesus naam. Amen. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê dat julle moet weet dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En dan hierdie wonderlike stuk getuienis binne in 'n mens se lewe, 'n stukkie geloofsversterking. En niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Sodat as jy kan sê Jesus is Here, dan weet jy dat dit ook deur die Heilige Gees is. Daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dis dieselfde Gees wat dit gee. Daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dis dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dis dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan die ander die gawe om te profeteer en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel soos hy wil. Nou ja, daar is 'n lang gedeelte wat 'n mens verder kan saamlees, maar ek sou ook graag saam met jou wil lees in 1 Korintiërs 13 vers 1 rondom die liefde, want nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Waar pas ek in? Ornament of instrument? Ek is mal daaroor om geskenke te kry, en dit het ek al sommer by verskeie geleenthede gesê. Dit is so wonderlik as 'n mens 'n jaar kry, soos wat 'n mens gekry het in 2026. En as jy verjaar, 'n nuwe jaar wat voor jou is, 'n wonderlike geskenk wat jy daagliks op 'n daaglikse vlak besig is om oop te vou, soos wat dinge ook ontwikkel, so ontvou hierdie jaar ook vir 'n mens. Maar dan is dit wonderlik dat die Here ook vir ons bepaalde gawes binne in ons gee, in ons lewe gee, deur sy Heilige Gees, wat ook in ons lewe vir ons bruikbaar is, in die wyse waarop hierdie jaar ook besig is om te ontvou, binne in ons eie persoonlike lewe, by ons werke oral, maar ook binne die kerk, binne die liggaam van Jesus Christus. As 'n mens net so rondom jou kyk 'n bietjie, as jy nou by 'n kerkgebou se opdaag op 'n Sondagmôre, kyk 'n bietjie, wat 'n beweging is dit alles wat jy besig is om raak te sien. En as jy dit nou raak sien, dan gaan jy agterkom, maar hier is eintlik 'n klomp mense aan die gang, en elke een is besig om 'n verskillende ding te doen, verskillende dinge te doen, wat bydra tot byvoorbeeld daardie geleentheid, wat daardie dag aan die gang is. As 'n mens kyk na mooi terrein, dan is jy sommer dadelik onder die indruk van mense wat die gawes het om goed mooi te maak en funksioneel te maak, geboue te maak, mooi reg te hê, afsondering is plekke te maak vir die Here. Gawes wat mense het, investering van mense. As jy by 'n kerk inkom en ouens sê vir jou welkom, dis bly dat jy sien, om jou te sien, dan sien jy sommer dadelik iets van 'n gawe van gasvryheid. As 'n mens iets soos 'n mooi uitstalling sien wat die tema besig is om uit te beeld, dan raak jy dadelik in vervoering en dink jy daaraan iemand wat iets van 'n gawe het van 'n stuk kreatiwiteit.
Dan is daar mense wat besig is om musiek te maak, mense wat besig is om te sing, met lof besig is, mense wat bid, Bybel wat gelees word, gepreek word, mense wat geld gee, wat besig is om te skenk ook vir mense wat arm is, mense wat swaar kry, mense wat omgee, besig is om geld te gee, om uiteindelik ook deel te wees van die opbou van die kerk en ook die weier werksaamheid van die kerk. As 'n mens na jou afkondigings kyk en jy sien oor die mense wat siek is en kom jy dadelik agter, iemand het jou daarvan gesê en daar is 'n stuk omgee en 'n passie vir mense, vir iemand anders. 'n Stuk deernis wat iemand kan hê, ondersteuning, soeke gawes wat mense kan hê. Sien kategete wat by mekaar kom, kinders wat by mekaar kom, dan is jy sommer dadelik onder die indruk daarvan. Maar dan gaan dit oor onderrig. Iemand het 'n bepaalde gawe om iemand te leer. So is dit in die persone wat gasvryheid uitoefen ook om vir iemand 'n koppie koffie te gee, iets om te eet, alles, iets van die gemeenskap van gelowiges wat jy beleef, dan is dit 'n klomp gawes wat daar by mekaar uitkom by 'n kerk, by 'n geleentheid. En dan is dit belangrik om te verstaan, weer eens, dat ons 'n liggaam is, dat die kerk 'n liggaam is, dat die kerk, die gemeente, dat dit die liggaam van Christus is, en dat hierdie liggaam ook die potensiaal het om homself op te bou, en die potensiaal het om enigstens ook te kan uitbou, dit wat deel is van daardie gemeente. So wat is vir ons belangrik? Waar pas ons in? Die belangrikheid is om te verstaan dat ons elkeen 'n gawe van God gekry het. 'n Spesiale gawe van die Here gekry het. Dat ons ontdek dat die gawes van die Gees iets anders is ook as talente. Want natuurlik is jou gawes en jou talente baie keer die gawes wat van die Heilige Gees kom en die ander talente, kom dit ook ooreen met mekaar. Maar dit is hierdie charismata, gawes wat die Heilige Gees aan almal binne in die kerk ook uitdeel, wat nie altyd noodwendig presies is dit wat jou talente is, wat jy elke dag besig is om te beoefen nie. En dan ontdek 'n mens, dan is die belangrikheid, dat 'n mens 'n spesifieke plek het, om 'n verskil binne in die koninkryk van God te maak. Dat ons inpas. Iewers iets soos 'n puzzle, iets soos 'n Lego. Ek het 'n plek waar ek pas. Die Here gee vir sy gemeentes, gee vir die liggaam, al die gawes wat hierdie gemeentes nodig het. Die Here Jesus is hoof van sy kerk. En hy is die ene wat deur sy Heilige Gees aan die kerk gawes uitdeel, wat hulle ook kan gebruik binne in hierdie opbou, om 'n verskil binne in die koninkryk van God te maak. Baie keer wag ons mos binne die kerk om te kyk, wanneer wat ander mense uiteindelik vir my sou gee, en watter mate ek self bedien sou kon word deur iemand anders, en waar die kerk tekort skiet oor sekere dinge wat hulle nie sou doen nie of doen, sonder om te onthou, maar ek is deel eintlik van hierdie proses van opbou. Soms voel ons ook oor gawes, ons pas nie eintlik in nie. Ons voel baie keer dat ons nie in die gemeente 'n geleentheid het om te dien nie. En dan is dit belangrik dat 'n mens moet kyk altyd, waar is die Here besig? En waarmee is die Here besig? En waar kan ek inskakel en die geleentheid wat die Here ook vir my wil gee, benut en dit gebruik? Ons kan partykeer voel ons is nie goed genoeg nie, soos wat dit eintlik gebeur het ook in die gemeente van Korinthe. Dat party hulle self sou kom beroem op die gawes wat hulle het, as dit dalk bietjie skouspelagtig is, en ander mense half nederig sou kon voel as die gawe, as ek nie die gawe het om te dien. Hoe lyk dit nou teenoor die gawe van profesie byvoorbeeld? Of teenoor die gawe van gesondmaking, en dan voel ek of ek nie half goed genoeg is, of ek voel dat ek eintlik te min gawes het, en dan onttrek ek my naderhand heeltemal ook. Ons voel dat ons nie altyd die opleiding het nie, en ons sê ons wil altyd eers groei, verder nog groei en groei en groei, om uiteindelik te kan ontwikkel voordat ek ook diensbaar kan wees. Ons mag dalk 'n bietjie verward voel oor sommige gawes wat nie algemeen ook in 'n gemeente voorkom nie. Maar wat nou?
Wat is belangrik? Belangrik is dat ek en jy verstaan, dat ons elkeen ten minste een gawe van die Gees ontvang het. Ons word geroep, om op 'n spesifieke plek te dien in lyn met ons gawes. En so vorm ons almal deel van die liggaam van Christus. So ons kan nooit sê dat ek nie iemand anders nodig het nie. En 'n ander kan nooit sê dat hulle my nie nodig het, dat hulle ons nie nodig het nie. Ons het mekaar nodig om hierdie liggaam van Christus op te bou en daarvoor daarmee help 1 Korintiërs 13 ons ook om te sê dat wat is die instrument? Wat is die belangrikste gawe wat ons almal nodig het om te kan inpas, om te kan dien, om diensbaar te kan wees? Dis die gawe van die liefde wat die Here vir ons sou kon gee. In vers 8 tot vers 10 word eintlik gepraat van bepaalde 3 soorte gawes wat 'n mens kan hê. Die gawes wat jou dinge laat weet. Sulke dinge soos wysheid en kennis. Kennis oor God en hoe ons die kennis elke dag van ons lewe eintlik behoort toe te pas, want ook daarin is dit so nodig dat ons heeltyd groei. Die gawes wat ons dinge laat doen, wat ons aan die gang sit, so iets soos die gawe van geloof, gawe van genesing, gawe van wonders wat 'n mens, wat byvoorbeeld sou kon gebeur, die besonderse vermoë om te glo, nie geloof in die algemeen reddende geloof nie, maar ook hierdie geloof om te glo soms binne moeilike omstandighede dat die Here iets sal doen, selfs al is daar nie konkrete bewyse dat iets sal gebeur nie. Om daardie stuk hoop te kan hê binne alles. So laat die Here ons, gebruik die Here ons en bewerk die Here ook wonderlike dinge deur ons in ons lewe. In die mate waarin ons kan omgee, kan versorg, 'n passie kan hê ook vir heel mense om gesond te kan wees. Gawes wat jou sekere dinge laat sê, om God se boodskap te verkondig, om tussen die geeste te onderskei. En om word daar gepraat van 'n gawe wat ons nie altyd normaalweg binne die kerk gebruik nie, omdat dit nie altyd noodwendig opbouend is, so opbouend soos 'n ander gawe is nie, maar meer op die persoon gerig is, 'n gawe om byvoorbeeld in tale te kan spreek en dit uiteindelik ook te kan uitlê. Baie gawes wat 'n mens met die regte gesindheid ook behoort uit te lewe. Waar pas ek in? En daarom is dit nodig dat 'n mens ook jou gawes ontdek. Dat 'n mens ontdek wat dit is wat die Here vir jou gegee het en dat 'n mens dit ook gebruik elke dag. Hierdie Here wat waarlik Here is, wat na hierdie wêreld toe gekom het deur sy Gees aan ons geskenke kom uitdeel. En dit is die geskenke wat ons het. Ons is geskenke. Nie alleen ons gawes is geskenke aan ons nie, maar ons is geskenke aan die kerk. Ons is geskenke aan die wêreld. Ons behoort die verskil te maak en daarom is dit nodig dat dit wat ons het, ons die hart het om te kan gee, om beskikbaar te kan maak, om ons te verbly daarin. En sê ons mos altyd oor 'n geskenk. 'n Geskenk is dit wat die Here vir my gee, as dit my sy geskenk aan my, maar die manier waarop ek die geskenk gebruik is ook my geskenk aan die Here. Binne die gemeente is daar soveel aktiwiteite wat belangrik is. Soveel verskillende areas van bediening rondom die evangelie van Jesus Christus. Die prediking, die erediens, die pastorale sorg, leierskap, administrasie, onderrig, gemeenskap van gelowiges, diakonaat, barmhartigheid, getuienis, die missionaliteit van die kerk, die roeping van die Here ook na buite toe. En met hierdie gawes word ons ook toegerus om hierdie bediening binne in ons gemeentes ook te laat lewe en so die koninkryk van God ook na buite toe uit te brei. So om op te bou en om uit te bou. Waar pas ek in? Instrument of ornament? Iemand wat beleef dat ek 'n instrument is, wat ek alles gekry het, my gawes, instrumente in die hande van die Here, ek 'n instrument, of dalk iets wat ek net bewaar, een kant sit, half amper soos die gelykenis in Matteus 25, eintlik sommer net wil wegsteek eendag,
en dit nie regtig gebruik nie. Mag die Here vir ons daarin lei, om regtig ook die gawes wat hy vir ons gee, en waartoe ons opgeroep word, om dit ook uit te leef en diensbaar in die koninkryk te wees. Here, baie dankie dat ons op Verheerliking Sondag ook hieraan kan dink, dat U nie alleen ons kom bekend maak het nie, dat U nie alleen in die wêreld was nie, maar dat U ons ook geseën het met gawes, met rykdom, om verskilmakend te kan lewe, te kan opbou, te kan uitbou. Lei ons ook, Here, om U regtig in gees en in waarheid te kan dien. Dankie vir dit wat ons elkeen het. Ons wil dit in U koninkryk gebruik, in Jesus se naam. Amen. Ek bid dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou sal wees elke dag tot Jesus kom. Amen.